Matteus het so 'n bekende gedeelte, dat ek nou bang is dat as ek uit Matteus 5 vers 1 tot 13 lees, dat u dit gaan doen. En dit mag u nie doen nie, want ek glo dat die Here hierdie woord ook inderdaad met 'n interessante nuwe hoek vir ons gaan open, en dat elkeen van u ook vanoggend die belewenis sal hê, dat u hier met die Here te doen gehad het, en met hom 'n ontmoeting gehad het. Van my kant af wil ek ook sommer net namens die kerkraad dit onder die aandag bring. Ek dink heel wat van die Here dalk al gehoor, maar Dominee Benny van Rensburg, een van my klasmaats, maar ook dan een van die vorige leraars by Brandwaggemeente, is vanoggend oorlede. Ons verstaan ook dat hy, wat sy gesondheid aanbetref, die afgelope paar maande baie swaar gekry het, maar ons wil net sommer vir u ook vra dat u sal voorbidding doen vir Susan, sy vrou en ook vir hulle kinders. U weet dat dit vir almal van ons wat dit beleef 'n geweldige verlies is en ook 'n groot trauma. Maar dan wil ek ook graag vir julle vra dat julle nie vanoggend net aan 'n eilandsituasie sal dink nie, want ek self maak ook dikwels die fout, en dit is dat ons nie vanoggend hier geïsoleerd is nie. Maar as jy mooi dink aan die bedieninge van die gemeente self, dan wil ek vir u vra om so in die stilte ook te dink aan Christa Klink, wat die woord gaan bedien by Mooihawe. Sy gaan so 'n bietjie vinniger uit die erediens uit beweeg om daar betyds te wees. So Christa, baie seën ook vir jou daar, en dan ook vir Jan Liebenberg wat dan ook die woord gaan bedien by Serenitas. En dan ook ons oralis. Sy het my gedreig en gesê jy beter preek wat ek gaan loop. So want sy is ook daar staan, is dit nou ook Mooihawe toe of waar dit? Liewe mens, 3 plekke vanoggend, maar in elk geval baie sterkte hoor. Baie sterkte. Dan ook die kerkraad gevra dat ek vir julle moet noem dat die synodale kollekte gaan vanoggend vir hospitaalbediening. Nou hierdie hospitaalbediening lees ek hier, hierdie fonds word aangewend vir die bediening van die woord deur hospitaalleraars aan siekes in verskeie hospitale. Wat ons daarmee wil sê is dat dis baie dikwels plattelanders wat inkom stad toe, en die stadsdominees word dikwels gevra om hulle ook te bedien, maar dit is nie altyd moontlik nie. So daarom het die kerk leraars afgesonder juis vir daardie bediening. En dan wil ons ook vir u dankie sê, verlede Sondag vir die gemeentehulp was die weerkollekte 'n mooi bedrag van R346. So baie dankie ook daarvoor. Dan volgende Sondag gaan die deurkollekte vir die synodale kollekte vir vennootskappe, en dan veral vir die uitreik en sendingwerk wat gedoen word in Lesotho. En dan volgende Sondag is Dominee Jos Reinders weer terug met die oggenddiens hier, en ook by Serenitas, maar ook dan oudering J.L. de Pre sal dan die erediens DV by Mooihawe hanteer. As ek omblaai, dan wil ek tog net vir u vra om ook voorbereiding te doen vir die volgende persone. En dit klink soos 'n kliseë. Maar geliefdes, weet u, ek was hierdie week en die afgelope 4 weke basies elke tweede dag in die intensiewe eenheid. En weet u, as ek kyk hoe dat die medici ons wat daar lê hanteer, dan moet ek weet, daai mense gee nie net sommer op nie, en dat hulle elke keer hulle beste lewer. En daarom wil ons ook bid vir lidmate wat dan ook in die tyd behandeling ontvang het, en ons dink hier, dat ons dink aan Suster Rita Merten, wat in die hospitaal is, Betsy Taljard en Susan Kotse, dat ons ook vir daardie 3 persone sal voorbidding doen. Maar ook op 'n positiewe noot, ons het ook mense wat vir jaar en daar bo sit 'n geheime agent, blykbaar in die kinderhoekie. Hy het gister op wanneer verjaar, maar ons wil sommer ook sê baie geluk daarmee, en aan die persone wat dan nou vandag verjaar is, Melody Ferreira en Henny Nodee. Die 20ste Oktober is dit Imke Jooste, die 22ste Krog Skepers, en die 23ste Oktober Jackie Virtue. En hier staan, Gods rykste seën word die elkeen toegebid met die nuwe lewensjaar. En weet jy wat het ek verlede jaar met my verjaardag vir die eerste maal besef om Piet? As iemand vir jou sê 'n geseënde jaar, of mag die Here jou beskerm, of watter wens dit ook al is, dan dink 'n mens dit moet iewers in die jaar waar word. Maar daai seën word onmiddellik oor jou uitgespreek. En is verrykend om te dink dat die Here iemand na jou toe stuur om vir jou te seën,
met 'n seënbede en om vir jou dan ook wat die toekoms en die nuwe jaar aanbetref, vir jou inderdaad verseker, God sal by jou wees, hy sal jou deur alle omstandighede sal hy vir jou seën. So geliefdes, dis wonderlik, ons is 'n gemeenskap van geheiliges, ons is ook inderdaad kinders van God, ons is kerk van die Here Jesus, en dit gaan ons inderdaad vanoggend ook beleef, as ons ook nou saam ons geloof gaan bely. Nou kinders, die geloofsbelijdenis wat ek nou gaan doen, is nie die normale een wat mense uit hulle kop uitken nie, maar ek gaan dit 'n bietjie doen uit die geloofsbelijdenis van Nia, omdat ons dan ook hierdie jaar, oompie, hoe ver is dit, 325 jaar gelede, so, dis 'n klomp jare gelede wat hy geskryf is, maar ek wil dit graag lees as die rede waarom ons by mekaar is. Dit wat ons aan mekaar bind, nie net vir die lewe nie, maar ook inderdaad vir die lewe hierna. En daarom lees ek graag die geloofsbelijdenis van Nia, en wil ek graag dan ook in sy naam, sy God se seën oor die uitspreek, en gaan ons dan 3 lofliedere saam sing, waarmee oom Piet vir ons die voorsang, of dan die lofsang gaan lei. Maar luister hierna. Luister bietjie. Ons glo, en ek wil dit graag hier sê, hierdie belydenis en die inhoud daarvan is nie aangepas of verander nie. Ons is nogal redelik bewus daarvan dat daar ook in die NG Kerk by name baie verkeerde persepsies geskep word. Kom ons luister na waarin glo ons en in wie glo ons. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge. So kinders, God het baie meer geskep as dit wat jou en my oogies kan sien. Daar is 'n mikrokosmos wêreld, daar's 'n atomiese wêreld, en daar's 'n wêreld wat ek nog nie eens van gehoor het nie. Maar hy het alles gemaak. Dan staan hier, ons glo in een Here Jesus Christus, die eniggebore seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, en deur wie alle dinge ontstaan het. Hoor u, daar's nie twyfel oor wie Jesus Christus is in ons kerk en ook in ons belydenis nie. Dan staan hier, wat ter wille van ons, die mense, en ter wille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, wat gelei het en begrawe is, en op die 3de dag opgestaan het volgens die skrifte. Is daar enige twyfel daaroor? Niks nie. Hier staan, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid, om te oordeel die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie. Ons glo ook, sê die belydenis, in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo aan een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sonde. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. En hier staan, en ek hoop jy kan dit dan ook sê, amen. Kan jy amen sê? Dis mos waarin ek glo. Daar hoef nie twyfel te wees nie. En vir die kinders, ek het as klein seentjie, het dominee eendag so 'n storie vertel, en al wat ek kan onthou, en dit is, dat as iemand ooit voorby sou kom staan met 'n AK-47 en vir my sê, waarin glo jy? En as ek hom vertel, en hy sê vir my, ek gaan jou doodskiet, jy moet dit liewers los, dan kan ek vir hom sê, hierin glo ek. Sadrag, Mesach en Abednego het gesê, al doen die Here nie dit wat ek hom vra nie, ek sal nog steeds aan hom glo. Is dit hoe jy voel? Geliefdes, die Here
seën elkeen van u. Weet jy, dis vanoggend so voorreg. Ek moes baie diep vir die Here vra, waarom moet mense die woord vanoggend hier kom verkondig? En is so 'n voorreg om in sy naam u te kan seën. Iemand het by ons gesê, hy verstaan nou eers hoekom hy nooit 'n kerkdiens moet mis nie, want dan mis hy in 'n sekere sin die seën van die Here. God seën jou, hy seën jou, met sy genade en met sy liefde. Hy seën jou met sy krag en met geloof. Hy as die Vader en die Seun en die Heilige Gees seën u vandag. Ontvang dit, aanvaar dit, neem dit aan, wat ook al jou omstandighede. God seën u. Amen. Kom, ons loof hom daarvoor. Ons gaan nie tussenin liedere aankondig nie. Ons gaan vanoggend 'n medley sing. 3 liedere, een na mekaar. Dankie vir Helmin. Ek weet verseker
maak die woord van die Here oop by Matteus hoofstuk 5. Ons gaan lees vers 1 tot 13. En eintlik sou ek die hele bergpredikasie vanoggend kon lees, want dit is een lang wonderlike preek. As jy al ooit gewonder het waaroor die Here Jesus gepreek het, dan dink ek kan u maar die bergpredikasie gaan lees en sal jy gaan kyk wat het die Here Jesus vir sy mense gesê. Ek wil graag dan voordat ons saam lees, wil ek saam met u bid. Ons kry maar eers die Bybels oop, dan soos lekker rustig. Kom ons aanbid die Here, kom ons praat met hom. Wonderlike driemaal heilige God. Dankie vir hierdie stilte. Na 'n besige, woelige, deurmekaar, miskien 'n hartseer en veel beproewende week. Dankie dat ons elkeen oud en jong kan weet, u sien vir ons persoonlik raak. Ons is nie vanoggend maar net deel van 'n groep nie, dit is ons wel. Maar elke individu wat hier voor u sit en staan, word raak gesien deur die oë van God, wat in ons inkyk. Die oë van God wat ons konteks, ons omstandighede, waarin ons nou verkeer, ken en verstaan. Ons wil vanoggend as u gemeente kom dankie sê, vir die voorreg wat ons het om hier in hierdie gebou, 'n kerkgebou, by mekaar te kan kom. Vir die voorreg wat ons het om te kon bladskit met 'n medegelowige en om 'n gedagte of twee met mekaar te kon wissel. Maar Here, dan weet u ook dat ons vanoggend as gemeente in rou is, ook oor Dominee Benny wat oorlede is. Ons is ook in gebed vir Susan, maar ook vir die ander in die gemeente wat siek is. Maar ons staan ook met lofprysing en danksegging oor hulle wat verjaar het en wat steeds verjaar. Here, ons wil vir u dankie sê, bo alles, dat u hier is. Dis 'n belofte, 'n gelofte wat u gemaak het. Ons is in u naam by mekaar. En daarom het ons die vrymoedigheid om die woord oop te maak, die Bybel oop te maak, en om u die geleentheid te gee om met ons te praat. Daarom, Here, weet ons, elke vrou, elke man, elke seun of dogter, elke jong man, elke jong dogter, is hier omdat u ons hierheen geroep het. Omdat u hier met ons wil werk, en vir ons wil hoop gee, krag wil gee, deursettingsvermoë wil gee, vir die lewe van elke dag. Ons bid dan nou, kom breek hierdie woord vir ons oop, o Here. En ons vra dit omdat u ons Vader is, deur Jesus Christus se verlossing en deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons lees Matteus 5 vanaf vers 1 af. Ek sou ook hoofstuk 4 vers 23 reeds vir u gelees het, sodat u kan verstaan waar die Here Jesus hom bevind. Die Here Jesus het groot geword in die dorpie Nasaret. En hy het sy gemaksone daar verlaat om onder die heidene te gaan woon. Zebulon, Naftali en Kapernaum. Die Bybel sê vir ons dit was 'n gebied waarin daar heidene gewoon het en daar was 'n donkerte wat oor daardie mense geheers het. Daar was dus 'n morbiditeit. Daar was 'n hopeloosheid. Daar was 'n uitsigloosheid. Jy kan by jouself dink ook vandag in gemeenskappe waarin God nie aanbid word nie, ook nie geëer word nie. Kan jy vir jouself effens indink oor hoe donker dit is in en tussen daardie mense. En die Here Jesus verlaat van Nasaret en hy gaan woon tussen die heidene in Kapernaum waar hy sy bediening voortgesit het. En hierdie gedeelte, kom ons kyk na die foto's daar op die skerm.
hierdie gedeelte speel dan af net so 'n paar, miskien 'n halwe kilometer vanaf Kapernaum en Zebulon en Naftali. En daar is, op daardie gebied is daar 'n baie groot kerkgebou, as jy dit 'n kerk wil noem, met pragtige goed binnekant, met die hele bergpredikasie ook binnekant simbolies uitgebeeld. Maar ook dan as jy na die linkerkant kyk, dan sien jy die see van Galilea, en die Here Jesus het teen hierdie hange van hierdie berg, het hy hierdie woorde gespreek, het hy hierdie preek gelewer. Ek wil dit net so 'n bietjie plaas, sodat jy kan sien hoe dit min of meer daar lyk, maar ook dan wat vandag daar gebou is, om dan daardie gebied te kan bewaar. Ek lees dan saam met u hier vanaf vers 1 af. Nou, mense het nou in hulle massas na die Here Jesus toe gekom. Hulle het siek mense na hom toe gebring. Hulle het mense met allerlei kwale na hom toe gebring. Hulle het ook duiwelbesete mense na hom toe gebring. En dan staan hier geskryf, toe Jesus die menigte mense sien, het hy teen die berg opgegaan. Nadat hy gaan sit het sy disippels na hom toe gekom en hy het hulle geleer en gesê. En nou kan ons aanvaar dat soos wat hy hulle dan geleer het en hulle onderrig het mense bygekom en in groepies kom rondsit en hy het hulle dan ook onderrig. En dan gaan u sien vandag, geliefdes, hoe dat die Here Jesus dan mense gebruik vir die inhoud van sy preek. My ervaring vanoggend is dat as die Here Jesus nou vanoggend hier sou wees en ons aanvaar hy's in gees, is hy hier by ons, dan sou hy vanoggend presies geweet het, lief, wat in jou lewe gebeur. Hy sou presies geweet het wat is die omstandighede en hy sou sy preek of sy boodskap by jou aangesluit het en so hy van groep tot groep kon beweeg en sê, ek weet dat jy treur, ek weet dat jy afhanklik is van God, ek weet dat jy moeg is vir Suid-Afrika en dat jy honger na dit wat na reg en geregtigheid. So sou hy by elkeen van ons kon aansluit en ek sal dit dan later 'n bietjie meer uitlê. Maar kom ons lees hier. Hier staan by vers 3. Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseënd is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. En as jy net so 'n gordyntjie wil bietjie wegskuif en wonder, waaroor sou hy nog gepreek het? Kom ons kyk net na die opskrifte, as daar dan geskryf is, hy praat met hierdie heidene, hy praat met sy disippels, binne die konteks van hierdie heidense omgewing, en hy sê byvoorbeeld vir hulle, julle moet onthou, julle is die sout vir die aarde, julle is die lig vir die wêreld. As jy omblaai, dan sal jy sien, hy het toe ook met hulle gepraat oor die vervulling van die wet. Het dit nou verval, het dit nie verval nie? Wat doen die Here Jesus? Trek hy 'n streep daardeur? En dan kom die Here Jesus en hy gee vir hulle 'n wonderlike inhoud daaroor. Kyk 'n bietjie oor versoening. Iets waaroor ek en jy elke dag in ons lewe dalk mee sukkel en mee worstel en mee stoei. Iewers ergens is daar 'n familielid of daar's 'n vriend of 'n vriendin met wie ons net nie kan pelle maak nie en met wie ons net nie kan vrede maak nie. Daar handel dit oor. Kyk 'n bietjie die volgende paragraaf. Kuisheid. Wat dan handel oor elkeen wat na 'n vrou kyk en begeer om met haar gemeenskap te hê, het haar reeds oorspel gepleeg. Jy weet, daardie tipe waarhede wat ek en jy weer met. Dan praat hy met hulle oor egskeiding. Hy praat met hulle oor die aflê van 'n eed.
Hy praat met hulle oor vergelding, hy praat met hulle oor hulle liefde vir die vyand. Dis alles, wil ek byna sê, radikale, nuwe evangelie wat die Here Jesus Christus vir die mense van sy tyd openbaar. Want dis waarmee die ouens wat voor hom sit, geworstel het, gestoei het, beklei het. Ek gaan nie verder as dit nie, u kan dit met 'n stuk honger gaan lees en dit dan ook by die Here so hoor. Geliefdes, ek dink wat u op die skerm moet sien, kom ons bly net 'n bietjie aan. Kyk 'n bietjie na ons tema of die boodskap vandag. Jesus, dis onderaan geskryf, op elke skerm sal jy dit sien. Jesus, ons redder, raak elke mens binne sy of haar konteks aan. As ek dit vanoggend vir u uitlig en dit beklemtoon, dan is daar nie een van ons hier, oud of jong, wat kan sê, God het nie vandag met my gepraat nie. Elke mens, ons redder, die Here Jesus Christus, raak elke mens binne sy of haar konteks aan. En ek ken nie die konteks, en nou is dit vir my lekker, ek is mos nou 'n vreemdeling, so ek kan nie eers dink dat ek op u mik nie. Né? Maar die Gees van die Here, die woord van God se teenwoordigheid, gaan met jou praat oor dit wat in jou lewe gebeur en die omstandighede waarbinne jy jou bevind. En daarom is die eerste punt baie belangrik. Jesus Christus sien wat in mense se harte aangaan. Kom ons gaan terug na daardie berghange toe. Weet jy, dis so wonderlik, dat toe die Here Jesus daar staan, dat hy nie 'n klaargeskrewe preek gehad nie. Hy het nie maar net iets kom sê, om dit te sê nie. Hy is nie dalk soos ek vandag, om net 'n boodskap te bring en huis toe te gaan. Hoe het dit dan in die platteland gesê, die dominees kom uit die stad uit, hulle preek, hulle drink nie saam met ons tee nie, jy kan nie vir die persoon 'n vraag vra nie, hulle verdwyn maar net. Maar hier kom die Here Jesus, en sy inhoud van sy preek is die mense wat voor hom sit. En as hy dan kyk na hierdie donkerte, hierdie morbiditeit, hierdie depressie, hierdie sonde, kom ons praat Afrikaans, mense wat in sonde vasgevang is, mense wat in haat en in verwyte en in krisisse en swak verhoudings vasgeval is, dan is dit hy wat hulle kan identifiseer, omdat hy elkeen se omstandighede ken en presies weet hoekom hy die woord daar moet laat val. Daarom is daar 'n afkorting en ek dink u kan dit gerus probeer memoriseer. Ek gaan dit probeer onthou. Die A staan vir baie geseënd, 3 maal gelukkig of volledig gelukkig is hulle wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Nou as ek dit sê, geliefdes, dan dink ek, gaan almal van ons hande opsteek en sê, ou Anton, ek het dit lankal in my lewe besef, ek kan nie sonder die Here leef nie. Maar as jy mooi gaan kyk, hier sit vandag 'n familie wat al 4 weke in intensiewe eenheid in 'n tyd deurbring. Daar's nog 'n ander familie ook, en gister is daar 'n vrou wat hoor, haar enigste seun is in sy slaap dood. Salig is hulle wat weet hoe afhanklik hulle is. Die volgende B is, geseënd is hulle wat barmhartig is. Nou moet jy onthou, wat hoor ek sê die Here? Daar's tye in 'n mens se lewe waarin jy die een moet wees wat met barmhartigheid na vore moet kom. Maar tog weet ons hy verwag dit van almal van ons. Maar sommige van ons het binne bepaalde omstandighede 'n besonderse vermoë om barmhartig te wees. En hy sê geseënd is dit want hy sien hier sit 'n vrou of 'n man of 'n seun of 'n dogter wat dalk haar enigste stukkie brood vir 'n ou tannie gaan gee om te sê, tannie, ek weet, my pa en my ma sê, jy kry swaar, maar ek moet vir jou hierdie broodjie bring. As jy kyk na die volgende B, dan sien hy mense wat beledig word omdat hulle in Christus glo. Nou dink 'n bietjie in terme van Suid-Afrika vandag. Dis mos nie mode om lidmaat van 'n kerk te wees nie. Dis ook nie noodwendig mode om 'n kind van God te wees nie. Maar geliefdes, dis juis daardie belediging wat die Here Jesus raak sien, want hy sien die seer in mense se lewens. Binne hierdie heidense atmosfeer is daar hierdie seer
Iemand wat gedink het, as ek in die Here glo, dan is ek sterk, ek is gemotiveerd, maar mense spoeg op my. Ek is uitgestoot uit my vriendekring. Ek is nie meer deel van die groep nie. As 'n mens dink in terme van die dan sê die Here, baie gelukkig is hulle wat honger na wat reg is, wat honger en dors na dit wat reg is. Weet jy, as die Here Jesus vandag hier optree, dan sien hy dit, hoe dat ons as 'n gemeenskap al hoe stikkender word en al hoe meer verslae raak en magteloos raak met dit wat in die lewe gebeur. Suid-Afrika, die Christelike land, wat die 5 mees gevaarlikste stede onder die eerste 30 stede in die wêreld het. Suid-Afrika, die land wat die 4de gevaarlikste land ter wêreld is om in te bestuur. Suid-Afrika, die land wat ons op die nuus en op die radio knaand hoor, hoe dat hulle in wie ons vertroue het, en hulle wat in gesagsposisies is, net eenvoudig nie meer, die waarheid praat. Salig is hulle wat honger en dors na geregtigheid. Die ander kan jy gaan kyk, die is rein van hart. O kinders, julle moet dit hoor. Die Here Jesus sien dit raak as 'n mens se hart rein is, en as jy hunker na hom. Dis nie, geliefdes, op skool maklik nie. Vra maar vir 'n seentjie of 'n dogtertjie, wat gebeur met hulle as hulle op skool vir iemand sê, hou op om so te vloek. Of hou op om die naam van die Here eintlik te gebruik, verkeerd te gebruik. Daardie hinkering na reinheid is iets wat in u en my sterk moet wees, en wat ons vriende van moet weet. Dat jy nie lag vir elke vuil grap, en nie saam drink as daar gedrink word nie, en so meer nie. So die Here Jesus kom en hy sê, ek seën jou in oormaat. Jy wat rein leef, wat rein van hart is, en wat my in reinheid aanbid. Kyk 'n bietjie die tee, geseënd is hulle wat treur. Geliefdes, niemand van ons treur altyd nie. Want daar is mos mense en tye in 'n mens se lewe, dat jy treur. Wat sê die Here? Hy sê, as jy nou treur, wees daarin ook geseënd. Ek haal jou nie eensklaps uit jou situasie uit nie. Ek laat jou toe om die proses te loop, om die proses te deurloop, want ek is besig om jou te vertroos. Wat sou die ma, wie se enigste seun Vrydagnag dood is in sy slaap, wie sou haar troos, as sy nie weet God self doen dit nie? As jy dink in terme van die vee, en dan gaan dit oor hulle wat inderdaad vervolg word, hulle wat vredemakers is, dis die groepering wat die Here Jesus voor hom sien, en hy praat met hulle binne hulle omstandighede, en hy maak die evangelie so van toepassing, omdat hy voor hulle persoonlik staan. Geliefdes, kan u nou dink, as jy in duisternis leef, as jy hopeloos is, as jy 'n slaaf is van die sonde, as jy geen uitsig het nie, en hier kom staan hierdie man, Jesus Christus voor u, met die sagtheid in sy oë, met die liefde in sy stem, die sagtheid in sy oë met 'n goddelike krag, en 'n liefde in sy stem met 'n goddelike krag, wat net nie anders kan as om jou lewe te verander nie. Hy staan voor 'n gehoor, geliefdes, wat deur hulle hele lewe lank net oordeel en verdelging hoor. En wat besmoedig net hoor, dat die wet van God, dit moet jy nakom, 673 van hulle. En as jy binne die spoor, of as jy buite die spoor, of dan hierdie verskriklike vraag, waarmee ek en jy in elk geval maar ons omstandighede ook dikwels mee worstel, is ek goed genoeg vir die koninkryk of nie? Is ek goed genoeg vir die wederkoms? Is ek goed genoeg vir die dood of nie? En die Here Jesus wat kom en vir jou 'n saligspreking oor jou uitspreek en sê, baie geseënd is jy, as jy my ken. So die Here Jesus gewerk
met die mense teen die berg, maar kom ons gaan na die tweede punt. En dit is die wonderlikste voorreg, en ek dank die Here vir hierdie voorreg, wat ons almal het. En dit is, Jesus Christus kyk vanoggend tot diep in jou siel. Ek kon dit nie anders stel nie. Weet jy, Louis, dis vandag so voorreg om te weet. Ons hoef niks vir God weg te steek nie. Niks. In elk geval as jy so dink, dan bluf jy jouself. Die Here Jesus sien binne in jou hart in, daar waar Judy sit, met 'n man wat 4 weke in intensiewe eenheid is, wat die mediese en ons nie weet, waantoe is God met hom op pad nie. So weet die Here wat in jou lewe aangaan. So ken hy jou onrus oor jou kinders, die onrus oor jou kleinkinders. Ken hy die seer in jou hart, wanneer jy vandag weet jou seun en jou skoondogter, of jou dogter en jou skoonseun is besig om te skei. Hy ken dit. So weet die Here of u nog kans sien om in hierdie Suid-Afrika te wil volhard. Soos donderdagoggend, net voordat die kinders by die huis kom, skiet 'n mamma haarself morsdood. Want sy sien sekerlik nie meer kans nie. So wil ek geliefdes vir u sê, ek het vanoggend die goddelike voorreg om die prediker van die bergpredikasie hier te kan hê, nie ek nie, maar om hom hier te kan hê, sodat hy hier kan loop en van bank tot bank en persoon tot persoon te kan loop en te kan sê, ek sien jou omstandighede raak. Dink daaroor. Dis nie of iemand anders bedoel nie, dis vir jou bedoel. Dat die Here vir jou sê, Tannie, ek weet, jy dink ek weet nie, maar ek ken jou seer. Ek ken ook jou vreugdes. Ek ken ook jou begeerte om rein te wil wees. En dat die Here sy hand uitsteek, diep in jou siel inkyk en jou aanraak met die krag van die Gees, 'n vernuwende krag, 'n krag van die woord, 'n krag tot genesing en tot redding vir elkeen wat dit beleef. Daarom kan ons nie vanoggend huis toe gaan en sê, ek het niks verstaan nie. Maar daar waar jy sit, geliefdes, daar kan jy vir die Here sê, Here, niemand weet nie, maar ek maak my hart vir u oop. Ek maak my siel vir u oop. Kom Here, kom sit net jou hand op my kop. Kom maak my ook 3 maal gelukkig, volledig gelukkig met die wete, u weet, u gee om, u het lief. Geliefdes, daarom is kerk toe gaan nie net om intellektueel gestimuleerd te word nie, dank die Here vir dit, want die is wonderlike kennis, die is wonderlike wyshede, maar is ook daar, dat ek en jy, die Here Jesus, persoonlik, vanoggend, beleef. Jy kan maar, met dit, wat vir jou dood maak, dit wat skeiding maak, jy kan maar, na die Here toe gaan daarmee. Die Here Jesus het jou lief genoeg, om alles wat miskien tussen jou en hom gestaan het, om dit alles te kanselleer, en om jou as mens, en my as mens, te kom red, te kom genees, te kom verlos. Kyk die laaste punt. Jesus, ons redder, raak elke mens, binne sy of haar konteks aan. Hoor jy? Jou konteks gaan nie noodwendig dadelik of ooit verander nie. Maar die Here Jesus is daarin teenwoordig. Ek het nou kort 'n boodskap gehad waar die Here vir ons gesê het, moenie net bid om uit jou situasie te wil uitkom nie, maar bid om in jou situasie God persoonlik te beleef. Kom, ek gaan vra dat ons hier 'n pragtige lied saam sing. Wees stil en weet, ek is die Here. Lied 519, vers 1 tot 4, net soos wat u sing. Sing ons dit saam. Wanneer ons sing om lekker met gevoel
Jesus Christus. Dankie dat U alles van ons sal weet. Dankie dat U vir ons ontmoet binne die konteks waarin ons is, binne die omstandighede waarin ons is. Dankie dat U vir ons elkeen op ons naam ken en dat U elkeen van ons se wese, ons persoonlikheid, alles van ons ken. Dankie Here dat ons ook soos daardie mense op die bergpredikasie, dat ons sonder vrees, sonder terughoudendheid na U toe kan kom. Met ons vreugdes, met ons trane. En dat ons U kan toelaat, U kan vertrou om diep in ons siele, diep in ons harte in te kyk. En om ons Here met die krag van die Heilige Gees te genees, te help. Ons bid, dierbare Here, dat elkeen van ons, of ons moedeloos is, of ons baie dankbaar en bly is, dat elkeen van ons sal weet, U het vir ons tyd. Ons is nie lastig nie, want U het vir ons lief. Daarom wil ons vra dat ons elkeen ook die geleentheid sal gebruik om in U oë te kyk, om U hart te kan beleef, die sagtheid van die stem, die boodskap van verlossing, vergifnis, boodskap van vernuwing, boodskap van verlossing en redding en vergifnis, sodat ons Here deur U aangeraak kan word en nuut gemaak kan word. Ons bid, Here, vir elke oom en tannie, elke man en vrou, elke jong man, elke jong vrou. Ons bid vir elke seun en dogter, dat U koninkryk op hierdie manier in ons lewens sal aanbreek en dat dit sigbaar sal word, juis omdat U ons aanraak. Ons vra dit tot eer van U naam, en ons vra dit tot uitbreiding van U koninkryk, en ons vra dit ook, Here, tot redding van die wêreld waarin ons leef. Amen. U het geleentheid om die Here ook te dank met die offergawes. En daarna sing ons 'n baie kort gesang, Vaste rots op wie ek bou. Ek gaan vra dat ons dalk daardie woorde net so 'n bietjie vroeër opsit, dat ons net kyk wat ons gaan sing. Ons sing nie die lied baie dikwels nie, en dan nadat ons die seën uitgespreek het, of as die seën van die Here, sing ons dan die lied, gaan dan heen, gaan in vrede.
beskrywend van ons omstandighede, hoewel ons nie noodwendig baie sin nie, vaste rots op wie ek bou, een op wie ek kan vertrou, rots by wie ek altyd skuil, U is die skenker van my heil. As die golwe oor my slaan, bly my rots vir ewig staan. En die tweede vers, sonde woed met alle mag, onrus kwel my dag en nag, in my sonde vasgevang, laat U my na U verlang. U het alles vir my veil, God my rots van ware heil. God my rots van ware geluk. Kom ons sing daai eerste en tweede vers. Seën van die Here. Die Here is voor jou om die pad gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te slaan. Die Here is onder jou om jou te dra as jy sou val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is bokant jou om jou te seën. Die Here is in jou om jou te lei met sy Heilige Gees. Die drie-enige God is by jou, nou en tot in ewigheid. Amen. Kom ons sing saam in die video.